Dit was net na 8 die aand, toe Katrein die kat en klein Mila muis by die plaashuis uitgeglip het. Katrein het so vinnig as wat sy kon na die lang muur om die plaashuis gehardloop. Toe spring sy oor die muur met klein Mila muis stewig op haar rug. Die harnas wat pa Willem muis self gemaak het, met al die goedjies wat ouma Magrieta muis moes kry, mooi op haar rug. Katrein en Mila muis het in die donker bos ingehardloop, maar hulle het nie verdwaal nie, want Katrein het Tinkie se kaart van die groot bos wat sy teen die venster geteken het, uit haar kop geken. Die volgende oggend, toe die sonnetjie sy kop oor die plaas begin uitsteek, het al die huismense wakker geword. Vrou Boer het kombuis toe gegaan om koffie en ontbyt te maak. Sy het vars melk en kos in Katrein se piering gegooi en haar geroep. Katrein! Katrein! Nou waar sou die kat tog nou weer wees? Sy wag mos gewoonlik vir my as ek al opstaan. Toe Boer en Katinka aan die kombuis kom om ontbyt te eet, is daar nog geen teken van Katrein nie, Ek kan dit nie glo nie. sê vrou Boer. Ek het gesien sy het al haar melk opgedrink wat ek gisteraand nog vir haar uitgesit het. Ag, moenie oor haar bekommerd wees nie. Sy sal een of ander tyd weer honger word en dan sy weer al agter jou aan in die huis, sê Boer en glimlag, Ek hoop so. sê vrou Boer. Toe eet hulle verder. Intussen het pa Willem muis en mamma Mia muis tot laat die volgende oggend gelê, want hulle was poot uit van die geskarrel die vorige aand om vir Katrein en klein Mila te help om weg te kom. My vrou, sê pa Willem, ek is so bly Katrein het vir ons gehelp om genoeg kos bymekaar te maak. Ons hoef glad nie by ons huisie uit te gaan die winter nie. Hier is genoeg kos en water, Dis waar my man. sê Mia muis. Ek kan net nie oor die ding kom dat klein Mila en Katrein so in die donker bos is nie. Ek hoop net Katrein weet wat sy doen. Nee, my vrou, ons moenie so praat nie. Katrein is 'n baie slim en verantwoordelike kat en vriendin. Hulle gaan by ouma Magrieta opdag en haar mooi help met die medisyne en haar huisie. Ook die lekker warm kombers wat jy gebrei het, probeer Willem haar gerusstel. Sy sal lekker warm wees die winter. Nadat hulle opgestaan het, het hulle die huis gou aan die kant gemaak en die baie kos wat Katrein vir hulle aangedra het, mooi in die spen se rakke gepak, Kyk, net al hierdie kos. sê mamma Mia. Hier is genoeg kos om nog in die lente ook te hou. Ja, Katrein het regtig haar bes gedoen om seker te maak dat ons niks nodig het nie, sê Willem. Katrein! Katrein! Waar kan jy tog wees? Hoor mamma Mia en pa Willem muis vir vrou Boer roep in die gang. Ek hoop tog nie sy is in die bos in nie. Daar is wolwe en jakkalse wat haar kan vang. Katrein! Roep vrou Boer. My man, kom kyk gou hier. Vrou Boer was nou vlak voor die postiemuise se deurtjie in die gang. Wat is dit, vrou? Vra Boer toe hy nader kom. Wat 'n gat is dit dan hier in die vloerlys? Is hier nie dalk weer muise nie? Vra vrou Boer. Ag nee, wat vrou. Katrein het lank al die muise in die huis gevang. Hier is nie 'n muis in hierdie huis nie, sê Boer. Kom, ek gaan maak vir ons lekker koffie en dan bak jy weer vir ons 'n lekker melktert. Willem en Mia het doodstil gesit en luister hoe die mense in die huis rondloop en aangaan met hulle huisdinge. Kom, ons wees net rustig, my vrou, sê Willem muis. En onthou, ons mag glad nie by die huis ingaan nie. Ek gaan 'n plankie voor daai gaatjie sit, sodat dit lyk asof die gat toegemaak is, Dis reg so my man, dis 'n goeie plan. sê mamma Mia. Maar ek sal my moed besig hou, anders verlang ek te veel na klein Mila. Ek gaan sommer nog 'n paar komberse brei, een vir elkeen van ons. Ek sal Mila sin op haar bedjie in haar kamer sit, sodat sy kan warm slaap wanneer sy en Katrein terugkom. En so het die dae verbygegaan in die plaashuis. Vrou Boer het na Katrein gesoek en gesoek, maar kon geen spoor van haar kry nie. Vrou Boer het elke dag vir Katrein kos in haar piering in die kombuis geskep, en wanneer sy later gaan kyk, was al die kos opgeëet. Sy kon glad nie verstaan waar Katrein kon wegkruip nie, maar wat Boer en sy vrou nie geweet het nie, is dat Wagter Katrein se kos in die piering elke keer opgeëet het. Hoe meer kos vrou Boer uitgeskep het vir Katrein, hoe lekkerder het ou Wagter geëet. Niemand in die huis het 'n idee gehad waar Katrein is nie. Net die postiemuise het geweet, en hulle sou nie 'n woord daarvan vir iemand vertel nie.
En so het Papa Willem en Mamma Mia Muis rustig in hulle huisie in die gang gebly en elke aand in die bed gepraat en gewonder oor waar in die groot bos Katrein die kat en klein Mila Muis kon wees.